your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Here, dankie dat ons hier by mekaar kan wees in u teenwoordigheid. Dat ons kan sing en dat ons kan weet dat u ons liefhet. Here, ons bid vir elke persoon hier sodat ons die boodskap sal hoor, dat ons sal dit kan ontvang in ons harte en dit sal kan inneem. Here, wees deur ons deur hierdie volgende week waar ons almal ons challenges het en maak ons pad net vir ons vorentoe oop. Amen. Ons gaan so 3 liedjies sing voor die diens. So ek gaan julle uitnooi om te staan en saam met ons te worship. Julle sal gesien het oor die laaste
jaar of 2 het ons baie nuwe liedjies ingebring. Sing lekker saam, sing uit volle bors uit. Kom ons prys die Here. Nothing good in me. You are love on display for all to see. You are light when the darkness closes in. You are hope, you have covered all our sins. Light of the world.
soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van die regeer. Verbuistering sy sieraad en die beelde van sy troon. Daar is mag in sy woord, soos die waters brui sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van die regeer. U regeer oor ons harte, U regeer oor die heelal. U regeer oor ons harte, U regeer soos die waters brui sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van die regeer. All I see is the battle. You see my victory. When all I see is the mountain, you see the mountain. And as I walk through the shadows, your love surrounds me. There's nothing to fear, for I am safe. So when I fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to You, and every fear I lay at Your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to You. And if You are for me, who can be against me? For Jesus, there's nothing impossible for You. When all I see are the
shadows. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Omdat u weer in ons midde is, en ons in u midde is, en ons by mekaar is, en ons in hierdie gesprek kan gebeur, en hierdie happening kan gebeur, weet ons dat u by ons sal wees, en met ons sal praat, en daarom spits ons ore nou, en wil ons u stem hoor. Spreek, Here, ons as u kinders luister. Maak asseblief stil alles wat rondom ons aandag verg. En gee ons vir die volgende paar minute sommer net op u alleen kan fokus. Amen. Terwyl jy plekke inneem, gaan ons sommer kollektie ook opneem. Roan, daai onderste ligte links in hierdie kant. Nee, ondertoor. By jou linker knie. Daar's hy. Jy is welkom om vir die Here ook dankie te sê vir dit wat hy vir jou finansiëel gee, en dat ons ook mekaar dit kan share. Goed, wie van julle het Magda Lou gekyk, die eerste 2-3 reekse? Ek sien die 8ste Julie,
begin reeks nommer volgende, ek weet nie wat is derde ene, vierde ene, maar net daarna kom sy ons kuier die 6de Augustus. As jy wil kaartjies hê, asseblief, daar's min oor, maar jy kan nog met Annelie gesels, daar's nog hier en daar 'n plek oor. Ouens, dis ons laaste groot projek vir die jaar. Kom ons maak regtig groot effort daarmee. R150. En dis 'n regtig groot lekkerte. Die vrou, hierdie ding is ongelooflik. Wie van julle het dit gekyk? Steek op jou hand. Ja, okay, almal onder 30 wat dit gekyk het. Net ek. As jy onder 30 is en jy het dit nie gekyk nie, gaan jy jou ma en pa nooit verstaan nie. Asseblief, jy moet dit kyk, jy gaan jou ma en pa verstaan, jy gaan dink, my genade, my ma is nie eenseën nie, my pa is nie eenseën nie. So asseblief, kom maak 'n draai by Magda Lou, dis die 6de Augustus, sit donderdag aand as ek reg is, nee Annelie, donderdag aand, en dit gaan R150 per kaartjie wees, gesels asseblief met Annelie. Goed, die kommers is aan die gang, en een van ons gemeentelede is aan die hardloop, waarvan ek weet nie of ek nog iemand geskiep het nie. Aneretta, dankie tog, ons hoef nie te gaan hardloop vandag nie. Marnu hardloop vandag, is daar nog wat hardloop wat ek nie van weet nie? Ek weet Louise en Helga is daar, maar hulle ondersteun het, en Wilna en Anton is daar, maar hulle staan net langs die kant en cheer. Ek het vanoggend toe hulle weggespring het ook so gemaak en gecheer, en ek dankie tog, daai dae is verby. Is daar iemand wat volgende jaar gaan hardloop, steek op jou hand? Jy moes al 'n jaar terug begin oefen het. So, goed, en dan laaste afkondiging het, Simonai is nie vandag hier so nie, Tamsin is opgeneem in die hospitaal, sy is so 2 nagte al nou in die hospitaal gewees, en dan Marie Tiet is gistermiddag oorlede. Kom ons dink in ons gebede aan Nicole, hulle sit altyd hier in hierdie kant, so kom ons dink regtig aan ons, hulle is nie hier so vandag nie, ek dink nie Richard hulle, julle is nie hier so nie, ek het hulle nie gesien nie, maar kom ons dink in ons gebede aan hulle. Marie het seker so 8 maande terug gediagnoseer met 'n gewas op haar brein, en dit het net slegter en slegter geraak, en sy is gistermiddag oorlede. Kom ons dink in ons gebede aan hulle. En dan die bulle, ja, julle het gewen, baie geluk. Baie geluk. Ek wil net sy shares opkry by julle. Baie geluk aan julle. Dis wonderlik dat julle dit kon maak. Sterkte vir volgende Saterdag. Is dit hierdie Saterdag al? Daar's nie 'n week rus nie, nê. Dis 'n tawwe ene. Ek dink Leinster het 'n goeie game gehad gister. Julle het 'n goeie game gehad. So sterkte. Ons sal op die kantlyn sit en cheer. Goed. Formula 1 is toe, alles is toe, so het ek julle 'n storie vertel. Ons begin vandag met 'n splinter nuwe reeks oor geloof wat uit 5 bestaan, 5 preke. En ek gaan dus meestal uit Jakobus uitgesels, want dis waar ons gaan ontdek wat gebeur. Toe ek jonk was, lees ek 'n boek, en ek dink baie van het hy stil geraak. En die boek is geskryf deur broer Andrew. Dit was so 'n swart boek met so geel, en dan in hierdie boek was daar, die van julle wat kan onthou, voor 1990 was daar 'n ystergordyn gewees tussen die Oos-Europa en Wes-Europa. En die ooste van Europa en Rusland, daar het ons gedink, gaan Christendom dit nie maak nie, want kommunisme was, die rooi gevaar, was daar groot gewees. So daar was nie Bybels daar beskikbaar nie, die kerk was blykbaar nie daar nie, niks was daar nie, en dan het hierdie broer Andrew, wat 'n Nederlander was, het hy Bybels ingesmokkel, agter die ystergordyn om in Rusland, en ek het daai boeke verslind van hom, want dit was ongelooflike stories van hoe die Here van die soldate se oë toegemaak het, en hulle binne hulle kar se kattebak of binne in die panele Bybels ingekry daar. Dis incredible stories wat daar gebeur het. Baie keer was hierdie ouens tot die dood toe vervolg, is hulle gevang, besig om te smokkel met die Bybels, en is hulle in die tronke gegooi, en dan is daar hierdie gruisstories, en daar was talle daarvan af. En dankie tog, ons leef vandag in 'n redelike vry land, waar dit nie deel is van ons probleme nie. Trouwens, as jy nou nog in hierdie Afghanistan en baie van die Midde-Oosterse lande ingaan, dan is Christendom word ook nog nie heeltemal aanvaar daar nie. Jy mag dit doen, maar jy mag nie regtig dit verkondig dat jy dit doen nie. Jy mag jou Bybel lees, maar jy moet nie op die markplein staan en sê, kom ons hou 'n groot erediens nie. Dis baie beperk
ons is vandag ongelooflik gelukkig om in 'n vry land te wees, in 'n vry wêreld te leef, waar ons op verskillende vlakke, verskillende platforms die evangelie kan hoor. Wat my bring by, hoekom ons vandag is by Jakobus en by geloof. Want vir baie mense is geloof nie easy nie. En ek dink ons praat met ons almal nie. Ons kan dit nou vry beoefen, maar selfs al kan ons dit vry beoefen, is geloof nie altyd maklik nie. En as daar baie keer druk op ons om van ons geloof afstand te doen en sê maar, ag nee, hierdie ding werk nie vir my nie. Hierdie ding wat ons kerk noem, wat ons geloof noem, om aan die Here vas te hou, om te bid vir hom, om te surrender, daai ding werk nie vir my nie. Ek kies om afstand te doen daarvan. En weet julle wat? Die grootste hoeveelheid mense wat daai besluit geneem het, sit in die kerk. Ons noem hulle vandag praktiese ateïste. Hulle is in die kerk, hulle is hier, hulle sal selfs die kermis sponsor, hulle sal selfs 'n kaartjie vir Magda Lou koop, hulle sal selfs hulle kinders sonnaarskool toe bring, want genade, hulle moet hulle belydenis van geloof aflê. Hulle moet dan in November maand deur die dominee se hande gegaan het, en daarom jy kan voorstaan en sê, maar ek is lief vir liewe Jesus. Maar eintlik is daar by hulle, by sulke lidmate, van God en sy gebod niks meer sprake nie. Hulle leef nie immoreel nie. Dis nie asof hulle hoer en remoer nie. Hulle het dit van God losgemaak. Hy gaan nie vir my kom sê hoe om my te lewe nie. God gaan nie vir my kom sê wat met my finansies te maak nie. Hy gaan nie vir my sê hoe my kinders groot te maak nie, daarvoor is Dr. Google daar. Hy gaan vir my niks van hierdie goed vertel nie. Ek lewe my lewe my way. En daar's hope van hulle kerklidmate. En natuurlik nie net kerklidmate, maar baie van die kerklidmate wat net kerklos geword het. Ons is regtig, julle moet regtig na julleself kyk en sê, iets doen ons as gemeente reg, ek weet nie of die regte woord is nie, anderster. Want ander kerke kry swaar. In ons synodale gebied, wat nou hier van die N1 af, hierdie kant toe van die land is, dit sluit nou die Noordwes-provinsie en 'n stuk van Valdriehoek in, is daar 'n hoop gemeentes wat op die punt staan om hulle deure toe te maak. En die lidmate is nie net almal weg nie. Ek stem saam, ek verstaan, die platteland ontvolk, ek verstaan sulke goeters. Maar kom jy in sulke gemeentes, dan sit daar 3 of 4, 30 of 40, kan ek nou maar sê, ouer mense, want die jong mense voel niks meer vir die kerk nie. Niks meer vir God nie. Pinkster, dit wat ons vandag vier, die uitstorting van die Heilige Gees, het dit juis kom anders te maak. Sê maar, waar is die vuur wat ek wil kom uitblaas in die wêreld gaan verkondig? Die kerk moet groei, hy mag nooit kwyn nie. So ons moet in diepte gaan vra, hoekom kwyn die kerk? Waar's lidmate? Hoekom raak die kerk leeg? En dis 'n heeltemal 'n studie en 'n goeters van ander dag, maar kom ons sê vir mekaar, ons moet vra, hoekom is daar nie hierdie warmte wat uitstraal uit die kerk uit om mense te ontvang en in te trek nie? Pinkster is hierdie amazing event wat plaasvind. Jy dink jouself in, vir 10 dae tussen hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees op Pinkster, is hierdie 11 disippels wat oorgebly het, en die klompie vrouens met mekaar om te bid. Want Jesus het gesê, toe hy weg is hemel toe, sê hy, ouens, gaan terug en bid vir die Heilige Gees om te kom. En hier gebeur dit. Skielik hoor hulle geluide, begin die mense in ander tale praat, nie die spreek in tale, nie daai ding, net hulle eie taal. So as iemand Afrikaans is, praat hy Afrikaans. As daar 'n Griek was, hy Grieks begin praat. Aramees ou het Aramees begin praat. So sy eie moedertaal het hy in begin praat. En almal verstaan mekaar en wil daai boodskap na hulle moederland toe neem om daar te gaan vertel by die Arameërs en by die Grieke en hierdie ouens is opgejack.
En dan staan daar 'n ou op en hy bring 'n stoel nader en hy klim op die stoel en hy sê, ouens, die Here se Gees is hier by ons. Sy naam is Petrus. En 3000 mense, 5-6 keer ons gehoor, kom tot bekering. En gaan lees die preek daar in Handelinge 2 en 3 en 4. Is 'n boring, tipiese NG preek. Dit klink nie of hy vertel van geskiedenis en hy vertel van wat God gedoen het en dan vertel hy wat God gaan doen en 3000 mense se lewens word omgedraai. Dit klink alles mooi. Maar niemand het van hierdie ouens gehou nie. Niemand het gedink hierdie 3000 mense behalwe hulle self is oulik nie. En daarom met die mense buitekant, die Grieke en die Romeine val, het hulle probeer om hierdie ouens dood te maak. En wat maak hierdie klomp ouens? Hulle vlug. Hulle vertel oral waar hulle kom, vertel hulle. En dis die uitbreiding van die kerk is, hulle moet vlug vir hierdie ouens, hulle wil doodmaak, so hulle kom in 'n volgende dorp. Daar kry hulle nuwe Christene en so vlug hulle van dorp na dorp en die evangelie, boem. Behalwe in Jerusalem. Behalwe in die hometown. Daar's die ouens ook besig om hulle te wil doodmaak. Maar nie soseer doodmaak met vuurwapens nie, maar doodmaak deur hulle dood te swyg. Hulle uit te skuif na die rand toe. Hulle het geen prominensie meer, hulle mag nie eens meer ekonomies aktief deelneem nie. So wat gebeur met hierdie ouens? Die local church, hy bloei dood. Hy kry swaar. Hy sukkel. En dan kry hulle 'n dominee. Daai dominee se naam is Jakobus. Een van Jesus se broers. Jesus het 4 broers gehad. Gaan lees maar, is dit Matteus 13. Jakobus, Josef, Simon en ek het iemand uitgelos. En hierdie 4 broers is al 4 nogal wat baie close aan Jesus was. En eers later, Jakobus kom eers heel wat later tot bekering en begin die gemeente in Jerusalem bedien. Daar, hy is die local dominee. Maar die gemeente het nie meer geld nie. Hulle kan nie Magdalou bekostig nie. Hulle kan nie 'n nuwe sound system bekostig nie. Hulle kan nie dominee se salaris bekostig nie. En dan, soos in jou prentjie, in jou kop moet jy so 'n prentjie kry van 'n dominee wat verslete is. Sy gemeente is kapot. En hy staan so by die venster en hy kyk so en hy sê, kan ek dit lees? My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Come on, dominee, jy kan nie reël wees as jy dit sê nie. Hoe bedoel jy ons moet bly wees vir swaar kry? So ek wil 4 goed sê vanoggend. Nommer 1, verwag beproewings. It's gonna happen. Jy moet bly wees, nie as daar nie, wanneer dit kom. Dis nie as nie, dit gaan gebeur. Wanneer dit gebeur, moet jy weet, jy kan net bly wees, joyful wees. Kom ek vertel 'n grappie. Ek hoop is 'n grappie. Die kraamsaal se wagkamer, is daar so 'n paar mans wat rondtrippel, want hulle weet hulle vrouens is na binnekant besig om te kraam, en die suster kom uit en sy sê, ek het goeie nuus, hier is 'n tweeling gebore, wie sal die pa van die tweeling wees? En die een ou steek sy hand op en sê, seker ek, want ek kom van 2 spruit af, so dit moet myne wees. Nou so kom die suster weer uit, en sy sê, een van julle is die gelukkige pa van 'n drieling. En sy kyk so rond, en een ou sê, dit moet myne wees, ek kom van 3 riviere af, so dit moet myne wees. En een ou vat die pad en hardloop weg. En hulle gaan vra vir hom, hoorie, wat gaan aan die... Hy sê, ek weet nie,
van wat nou moet gebeur, maar ek kom van die vallei van 1000 heuwels af. Ek weet nie wat. Die tekens is daar. Beproewing gaan gebeur, jy kan dit verwag. Weet jy jou naam nie, maar beproewings ken jou naam. Kan ek net gou verduidelik, daar is 'n verskil tussen beproewings en versoekings. Kan julle verstaan nie, in die Engels, daar is 'n verskil tussen trials en temptations. Beproewings kom van God af en die bedoeling is om jou te toets. Julle verstaan dit. Beproewings is slegte goed wat God laat gebeur of toelaat om te gebeur, sodat jou geloof versterk kan word. Versoekings kom van die duiwel af en wil jou destrooi. Maar hier is die interessante. Gewoonlik wil hierdie beproewings ons nader na God trek. En wat doen ons? Ons hardloop van God af. Ons los God in daai moments. Hy het ons gedrop. Hy is besig om te toets. En hier is die teenoorgestelde. Versoekings het bedoel om ons te sê, hardloop weg van daai goeters af. En ons sê nee, ek wil gou gaan toets. Wil gaan kyk, kan ek nie gou die lotto wen? Kan ek gou en dit word vasgeval in 'n addiction of 'n ding. Is so verskillend. Hierdie wil jou moet jy so vinnig as moontlik van wegvlug. Hierso moet jy so naas moontlik aan God begin begee. Maar ons praat nie vandag oor hierdie versoekings nie. Ons praat oor die beproewings. Daar's goed wat God laat gebeur en toelaat dat dit gebeur, wat ons nader na hom toe wil trek. Ons gaan nie wegkom af vanaf nie. As jy na die next level toe wil gaan oor jou geestelike lewe, verwag versoekings, beproewings. Dis deel van ons lewens. Dis hoe God ons van een level na 'n volgende level toe skuif. Dis teen alles wat ons westerse Christendom sê. Ons westerse Christendom sê, die Here het my so gebless. Hy het my 'n nuwe job gegee. Hy het my 'n groter kar gegee. Ouens, dis seker blessings daai, maar dis nie wat die blessings van die Bybel is nie. Die Bybelse blessings is, toe Jesus sy intree-preek gegee het, mos hy saligsprekinge, die seëninge, te sê, gelukkig is die ouens wat hartseer is. Die ouens wat arm is. Die ouens wat treur. Hoor jy promotion daar in daai sinne? Nou as daar niks daarvan nie. Die wat weet hoe afhank, wat bakkant voor, dis die gelukkiges. Blessings nie maar genade, die Here het my so wees dankbaar daarvoor. Dis wonderlike geleenthede. Maar die Here gebruik nie daai grand goed om jou na 'n next spiritual level toe te vat nie. Hy gebruik die swaar kry om jou aan hom vas te hak. Wanneer was die beste tyd in Israel se geskiedenis? Toe hulle in die beloofde land ingaan en hier kry hulle alles. Nee. Toe hulle vir 40 jaar deur die woestyn moes swerf en nie geweet waar hulle môre kos nie. Afhanklik van 'n bietjie kwartels en 'n bietjie manna. Manna. Net 'n bietjie nie. Elke oggend, elke middag, elke aand. Een keer 'n week dan 'n stukkie ou vleisie by as die kwarteltjies afkom. En jy kan ook net vir daai dag hê. Anders is dit sleg. Jy kan nie eens 'n bietjie oppot vir môre nie. Nee, môre sal die Here weer voorsien. En water, waar gaan ek water kry? Moses, ek praat met die Here. En Moses sê ek is moeg vir julle en hy slaan die klip om water te kry en hy mis die beloofde land. Incredible, hè? Beproewings gaan met ons gebeur. Ek hoop nie jy het gedink jy kom vandag vir good news. Is 'n feel good evangelie nie. Christendom is nie 'n feel good evangelie nie. Die Amerikaners het so gemaak. Baie van hierdie wealth en health preachers het gesê, hulle is eintlik motiveringssprekers. Hulle kan jou opcharge oor die evangelie. Ouens, Moeder Teresa het gesê, die Here het gesê ons sal nie bokant ons perke beproef word nie. Maar sy wonder hoekom trust die Here al so baie. Want partykeer word sy net so op so limit getoets, want sy voel maar ek kan nie meer nie. En daarom is my boodskap vandag, as jy vandag voel maar jy kan nie meer nie. Ek's gedaan.
Ek voel die Here beproef my bo my vermoëns. Moenie ophou om aan te hou nie. Moenie ophou om aan te hou nie. Nommer 2. Dit bring volwassenheid. Ek wil die teks met julle deel, dan in Jakobus, hy skryf, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan, daar is die toetsding, die toets deurstaan, stel dit julle in staat om te volhard, en die volharding moet enduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom. Die swaar kry, gaan maak dat julle tot volkome wasdom gaan kom. Anders gaan julle halfgebak bly. Julle het daai swaar kry nodig. Dominee, waarvan praat jy? Jakobus, waarvan praat jy? Jy sê maar, dis all joyful. Dis hoe die wêreld in mekaar gesteek is. Ons het geleer dat daar 3 goeders is wat ons moet doen. Christus het vir ons iets gedoen. Hy het vir ons aan die kruis gesterf, en dis nou maar 50 dae later, wat ons nou Pinkster vier, en dis hierdie wonderlike geleentheid waar hy vir ons iets gedoen het. Maar Christus wil ook iets in ons doen, en ons noem dit die pad van heiligmaking, sanctification, om jou bewus te maak van sonde, om in jou goeders in te bou, maar die belangrike is nie dat jy eers self moet grand gelowig gewees nie. Hy wil dit vir jou doen, en hy het dit gedoen. Hy wil dit in jou doen, en hy is besig daarmee. Maar hy wil ook hê, hy wil deur jou werk. Hy wil dit deur jou, nie net in jou en vir jou nie, maar deur jou die wêreld gaan raak. Ouens, dis die boodskap van Pinkster. Is ek en jy sal gaan vertel. En hoef jy dit met ons woorde te doen nie, met ons dade. Met ons dade moet ons vir mense wys hoe ons kan lief hê sommer net. Ja, maar daai ou se klere lyk nie heeltemal reg vir kerk nie. So weet gesê ons moet 'n regte kleredragstyl hê? Is daar 'n normale, is nie 1970 meer nie, hoor. Iewers het ons gesê maar die musiek is 'n bietjie af. Vandag daar was 'n paar note wat so 'n bietjie vals was. Ja, so. Dink jy vir een oomblik dat die Here nie kan vals note regmaak daarbo om hom te kan vereer nie? Ja, maar dit is 'n bietjie koud, jong. So. Hang jou geloof af en jou uitlewing van jou geloof af van die hitte en omstandighede. Dis net nie die waarheid nie. Ons geloof moet mense aanraak omdat hulle ingetrek word deur ons. Nie omdat hulle uit 'n sekere stand uitkom nie, maar sommer net omdat ek het net gestop hierso. Ek kan nou vandag hier deur gaan van Lally af dwars hier tot by verlof. Ons almal het God ongelooflik nodig. Dis hoekom ons hier is. Jy kan nou sê, okay, ek het dit nie regtig nodig nie, ek het net maar vanoggend net gekom omdat ek wil nie heeltyd geen komrits kyk het nie. Maar jy's hier omdat daar 'n behoefte diep binne in jou is van ek het nodig om God se stem net vir 'n slag te hoor. En dalk is jou gevoel van ek is nie heeltemal lekker daarmee nie. Maar ons word tot volwassenheid gelei deur swaar te kry. Is dit lekker? Jakobus sê, jy kan joyful wees, man. Jy kan weet, dis die tyd wat die Here met jou werk. Soos jy so by sy venster uitstaan en hy kyk hier buitekant en hy sê, ouens, broers en susters, ag julle self verskriklik gelukkig as julle swaar kry. En die gemeente sit daar en dink, Dominee, ek het nog 2 snytjies brood. Een is 'n korsie. Dan wag ek vir die einde van die maand. En jy sê vir my kan gelukkig wees. Dominee, ek is besig met kankerbehandeling. Weet jy wat dit vir my vat? Dominee, ek is alleen. Ek het nie 'n vrou en kinders. Ek is alleen. Dominee, weet jy wat 'n persoonlike stryd ek mee worstel? Met hang-ups of hurts of addictions.
Weet jy waarmee ek worstel? En dominee Jakobus sê, nee, ek weet nie altyd nie. Maar ek weet, God is besig om jou te brei, te vorm, en te maak, soos wat hy wil. Ag jouself baie gelukkig. Kom ons gaan na nommer 3 toe. Jakobus sê in vers 5, daar gaan hy nou weer dood. As een van julle wysheid kort kom, moet hy het van God bid. En God sal dit vir hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. So hier is die vraag. 2 vrae. Wat is die beproewing waardeur jy pas gegaan het of 'n ruk terug gegaan het? Of dalk op hierdie stadium in is? Wat is dit wat met jou gebeur of gebeur het wat baie naby aan jou brein is? Jy onthou dit presies. Dis die een vraag. Die flip side vraag is, wat het God vir jou geleer daarso? Jy sien, ons is baie bang om dit te vra, want ons is bang vir hierdie, in baie teologiese terme dink, die lineêre denke, van dat gebeur iets om iets te bewys. En ek dink nie dis altyd so nie. Maar ek dink baie van dit wat met ons gebeur, wil vir jou 'n les leer. Klink amper onderwyserig. Wil vir jou sê, maar daar's sekere pointers waarvoor jy moet versigtig wees. Jy het sekere verkeerde keuses geneem. Daar was sekere goed wat jy nie guardrails omgesit het, wat jy eintlik dit moes omgesit het nie. Jy het so vir 'n oomblikie, sit een van die preke in die week, jy het 'n oomblik aan die slaap geraak. Was nie alert gewees vir wat gaan gebeur nie. Jou geloof het getaan, jy het gemaklik geraak, jy het agteroor gesê, wel, ek is 'n Christen, en iewers moet ons net sê, maar daai goeters moet ons ontrafel en sê, maar wat is die wysheid hierin? Hoekom laat God toe dat hierdie goed met my gebeur? En ek weet ons hou nie daarvan nie. Want nou moet ons gaan karring en krap waar ons nie daarvan, ons hou nie eens van die goed wat gebeur het nie, maar en ons moet maar gaan leer. Wat is dit wat God vir my wil leer om vorentoe te vat? En die laaste ene, as hierdie goed met ons gebeur, as die swaar gekom, dan is daar 'n klomp geestelike bronne wat God vir ons kom sê, julle kan dit aktiveer. Kom ek lees vir julle. 'n Gelowige wat arm is, moet hom daarin verheug dat hy sy aansien in God het. Ek weet nie van wie praat Jakobus hier nie, maar as jy vandag arm is, dan sê Jakobus vir jou, jou aansien lê nie in jou geld nie, lê nie in jou bankbalans nie. En as jy nou nie vandag arm is nie, dan is die volgende deel van toepassing. En iemand wat ryk is, dat hy voor God gering is, want die ryk sal vergaan soos 'n veldblom. Jou bankbalans gaan gezero word. Want jou waarde lê nie in jou randwaarde nie. Gelukkig is die mens wat in versoeking kom nou weer van die duiwel af, standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy die oorwinningsprys as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. So, terug by die eerste vraag. In watter mate het God van jou besit geneem, Pinkster deel van jou lewe geword, sodat selfs die swaar kry 'n storie kan word vir die wêreld. In 2 Korintiërs skryf Paulus, die innerlike is die belangrike. Die uiterlike, ja, dit vergaan. Trouwens in 2 Korintiërs 4 en 2 Korintiërs 5 gaan hy aan. Hy sê, dis net 'n tent hierdie, net 'n tydelike plek. Die skat is hier binne-in, en dit moet uitkom. Dit moet vir die wêreld vertel word. Ons is maar kruike wat maklik breek. Die skat van God moet verkondig word. Suidelik, ons moet vir die wêreld dit gaan vertel. Ons moet vir die wêreld gaan vertel van dit wat God met ons en deur ons kom doen het.
En dalk is jou mes jou message. Dalk is die seerkry juist die platform om vir ander mense te vertel van, daar seerkry, maar ek hou aan God vas. En almal van ons gaan deur hierdie krisis in ons lewens. Maar dalk is jou krisis juist die geleentheid dat ander mense 'n nuwe hoop kan hê. 'n nuwe droom kan droom. En ons moet die stories vir mekaar vertel. Ons swyg te veel. Ons is so bang dat die stories dalk ons boodskap gaan kontamineer, dat ons dit nie iemand vertel nie. Nou hou ons dit nie laag. Maar kom ons vertel ons stories. En dalk nie met jou woorde nie, maar met jou dade. Gaan leef as gelowige wat net voluit die Heilige Gees gekry het en nie anders te kan as om te gaan vertel en te vertel nie. Ek sou graag wil sê dat geloof maklik is. Dit sou die lewe vir ons almal makliker gemaak het. As gelowig easy is, as ons net kon bid en alles gebeur. Soos wat ons dit wil hê. Maar dis nie hoe geloof werk nie. Trouwens, die volgende paar weke gaan ons sien, geloof gaan juist vir jou sê, staan bietjie een kant toe, gaan nie oor jou nie, gaan veral nie oor jou gemak nie. God is meer bekommerd oor jou holiness as jou happiness. Ouch. God wil eerder aan jou werk, waar jy uit jou gemakstoel uitklim, want dan kan hy jou verander. As ek dit alles vir julle sê, dan sê ek dit vir myself eerste. En in die week, dink ek myself, dit klink so easy boodskap. Dis so maklik om net hierdie goed te sê. Maar pyn lê op 'n vlak wat ons almal raak. Ongemak en seer kry en dis deel van ons almal se lewe. Van myne ook. Is geloof easy? Is dit die moeite werd? Oh yes. Dis alwaar mens kan vashou. Here, en daarom hou ons in U vas met alles wat ons het. Wil ons U eerste stel in ons lewe. Is daar vir ons niks beter as om onder U skade weer in te skuifel nie. Hou ons net vas, Here, asseblief. Aan U wat oneindig meer gee as ons ooit kan hoop of droom. Aan U kom ons lof toe. Amen. Kom ons staan. Dis net U wat lig kan gee in duisternis. Dis net U wat waarheid skyn waar leuns verblind. Dis net U wat hoop kan gee waar moed ontbreek. Dis net U wat lewe gee wat dood sou heers. En daarom sal ek leef in U beloftes. Met dankbaarheid in my sal ek bly sing. Loof die Heer, loof die Heer, met alles in my, met alles in my. Loof die Heer, loof die Heer, met alles in my, met alles in my.
net U wat vrede gee waarom hy is. Maar daarom sal ek leef in die beloftes. Met dankbaarheid in my sal ek bly sing. Loof die Heer, met alles in my, alles in my. Loof die Heer, met alles in my, alles in my. Heilig verweldig in U heerlikheid. Ewig onteembaar, almagtig U heers. Loof die Heer, met alles in my, met alles in my. Loof die Heer, met alles in my, alles in my. Loof die Heer, met alles in my, met alles in my. Mag die Here se genade saam met jou gaan, veral in die donker tye, in die onseker tye, in die bang tye. Mag hy jou hand dra, die hand vashou en jou dra. Beproewings gaan kom, is daar, het al met jou gebeur. Maar ag jouself gelukkig as dit met jou gebeur. Want sodoende word jy gelei tot geestelike volwassenheid. Mag die Here by jou wees. Amen. You are more than my words will ever say. You are Lord, all creation will proclaim. You are here,